Goeiemôre, baie welkom in die Groot Kombuis waar ons vandag al ons Januarie en Februarie goeie voornemens by die venster uitgooi en 'n heerlike stout appel nagereg maak. Hierdie is 'n appeltaart wat ek al glo dit of nie vir 25 jaar maak. So hierdie is soos een van daai flopvrye resepte vir my wat ek regtig al ek voel baie oud toe ek besef ek maak dit al vir 25 jaar, maar dis net omdat dit so maklik is en ek maak al kos vandat ek 10 is. So dit is 'n verskriklike maklike resep. Wat het ek nodig? Goed, so ek maak hom glutenvry. Ek het 'n koppie meel, glutenvrye meel met 5 ml bakpoeier. Ek gaan al die bestanddele vir jou mooi neerskryf. 1 ml sout daarbey. Ek begin met 'n koppie strooisuiker en hier het ek 125 ml botter. Nee, ek het nie 125 ml botter, ek het net 45 ml botter nodig, so ek gaan 'n bietjie minder hier vat. En dit gaan ek nou saam room totdat dit lekker romerig en gemeng is. Ek sien jy moet nou maar versigtig met die enetjie. Dan my hoofbestanddeel, my kernbestanddeel is natuurlik appels. So hier het ek 1 blikkie geblikte appels, maar ek weet, hy is nogals duur. So, hoekom nie dit net 'n bietjie makliker maak as jy tyd het nie? Voordat ons nou klaar room, gaan ek gou vir jou vinnig net wys wat ek hier gedoen het. Jy sny jou appels, skil en sny jou appels in sulke stukkies. Dan kook jy dit in water totdat hy lekker sag is. Ek dink so 10 tot 20 minute na smaak, want onthou hy gaan nog bak ook. Dan gebruik jy dit in plaas van die bakkie. In plaas van die blikkie bedoel ek. Okay. Kom ons klits gou hierdie klaar, ons room hom klaar. Dan by dit gooi ons 60 ml room en 25 ml melk om hom lekker romerig te maak. En dan hierby kom ook ons 1 koppie meel, 3 eiers. Ek het 'n heerlike bakplaat hier, 'n koekbak gespuit wat ek gaan meng. En ons gaan dit daarin sit saam met my appels. Kyk, ek gaan my meel bysit. Ek gaan hom nie klits nie, want die ding met glutenvrye meel is, hy maak 'n verskriklike wolk, so jy moet hom eers inmeng. So sodra ons terugkom van die breek, gaan ons hierdie resep klaarmaak. Ons gaan hierdie heerlik in die bak gooi. Ons gaan die appels inpak en ek gaan vir jou vertel hoe om die stout stroop te maak wat daar oorkom. Ons is besig om 'n baie lekker appeltaart te maak vir nagereg, of soos ek gesê het, 'n stout appeltaart. Bietjie de mekaar hier, so ek gaan nou so tussen my 2 prosesse spring. In die eerste plek het ek 1 gaartaart wat klaar reg is, maar hy moet eintlik 'n stroopie kry sodra hy uit die oond uitkom. So kom ons begin met daai stroop en hy moet warm oorgegooi word. So ek moet eers weer die taart warm maak voor ek dit kan oorgooi. Reg, so wat het ek daarvoor nodig? Ek het 'n koppie botter daarvoor nodig. Jy kan ook maar margarine of margarine vat as jy wil. Dit is uiteraard net nie my gunsteling om te vat nie. Saam met daai gaan my plaat so 'n bietjie opstoot hierso. Dit moet letterlik net kookpunt bereik. So jy hoef dit nie soos 'n 5 minute te kook of wat kon nie. Jy gaan dit net saam warm maak en dan oor jou taart gooi. So 'n koppie botter. Dan kan jy suiker na smaak bysit. So om dit 'n klein bietjie gesonder te maak, het ek het so 100 gram suiker en ek het dan ook die ligte breinsuiker gevat. Hy gaan in en dan saam met dit, weet jy, nou gaan die gesond weer by die deur uit, want hier kom nou 'n koppie room in. So skus vir jou as jy, alhoewel room kan ook goed vir jou wees, nê? Kyk, waar gaan hy? Appeltaart is gesond. Appels is mos gesond. Okay, so dis is 'n groente wat jy is vrugteslaai. Kyk, 'n warm vrugteslaai. Ek voel net matigheid voor oë. Dis hy. Jy kan die hele week slaai en gesond en jou lean protein, soos wat hulle sê, maar iewers moet 'n mens let go en wanneer anders as op 'n naweek, nê? Nee. So, hy het nou lekker warm geword. Ek gaan hom afsit. Sodra my taart uit die oond kom hy oor, maar kom ons gaan nou terug na die taart wat ek nog moet klaarmaak. My meel is hier in, my suiker, my botter. Nou gaan ek is 'n bietjie angstig om net te klits want hierdie bak is nie diep genoeg nie. So ek moes eintlik nou net dat Jennifer hier kom klits en dan sê, skus na die tyd. Kom ons meng net die eiers so bietjie in. So ek het 3 eiers hier in wat jy natuurlik ook eers voor die tyd kan klits as jy wil. En dit lyk nou kompleks, maar dit is so verskriklike maklike gereg en wat ek besig was om vir Jennifer te sê is ons eet so gesond, so nou en dan kan 'n mens let go. Die lekker ding is, as jy hierdie taart maak
En kom ons sê, julle eet 3 porsies. Jy kan dit vries en haal hom volgende week weer uit. Of maak hom in 2 bakke en vries een van die bakke. Nog beter, maak dit in 2 bakke en gee een vir 'n vriendin. Okay, kom ons kyk. Jy gaan nou my lewe waag hier so hoor julle. Dit werk. Dit werk. Okay, so ons gaan hierdie nou meng. Daar het ek my koekbak gespuit en ek kan natuurlik hom ook smeer net soos wat jy wil. My oond is op 180 grade. Ek gaan 45 minute in. Maar nou, die gedeelte wat ek vir jou wil wys, reg. Hierdie is so te sê gereed. Goed. Nou, gaan ons gou om ons pak, ek gaan net gou die kant toe skuif. Ek hoop dit is nou reg met my tegniese span dat ek nou skuif, want ek gaan hom ingooi. Kyk hierso. Giet, heerlik. My koekdeeg. En onthou ek het gesê hy's glutenvry, so ek kan hom ook eet want hy het 'n glutenvrye meel in. Los vir my iets in die bak oor asseblief. Tipies. So aan wil altyd koekiedeeg hê. Dit is regtig waar. Mens kan nie koekbak met hane kom bys nie. Nee, sy is 'n goeie persoon om te sê hoe lekker daai deeg is. Nee, dit is so. Ek is die skottelgoedwasser. So anders genooi die skottelgoedwasser nie. Goed, jy kan of jou blikkie vat of jou gekookte appels, maar jy mag ook kroek, né? En as jy hierdie lekker dun sny, hulle is nou al bruin, maar as jy hulle lekker dun sny, kan jy hulle net so inpak. Maar wat ons nou gaan doen is, hierdie kom so hier in, jy gaan hulle so mooi pak. Kom ek pak hom van hierdie kant af. En dit gaan letterlik nou net so in die oond. As jy 'n krakerige bros bokant wil hê, dan gaan jy hom sprinkel met daai sagte bruin suiker. Okay, in the interest of time, kom hierdie nou by in die oond en dan sodra hy uitkom, gaan ons hom lekker met hierdie warm sous. Wat kyk hoe lekker lyk hierdie sous. Kan ek net vir julle daar wys. Kyk hoe lekker lyk die sous. Waar's jy? Daar's jy. Kyk hoe mooi lyk hierdie sous. Hy gaan oor die warm tert. Al die bestanddele het ek vir jou mooi opgeskryf. Die resep kom op ons YouTube kanaal so later vandag. Kan jy daai video kyk, môre bak jy hierdie en Sondag smil jou gesin daarvan. Ek hoop jy het 'n verskriklike lekker naweek en dat daar 'n appeltert in